Môre julle almal, ek hoop het gaan goed vanoggend met julle. Ons het 'n heerlike, lieflike sonskyndag ontvang van ons Here Jesus Christus af. Vir die wat ek nog nie gesien het nie, mag julle voorspoedige nuwejaar hê. En mag julle Jesus se liefde en vrede ervaar hierdie jaar. En mag ons almal strewe om soos Jesus te lewe. Ek wil net vir julle 'n stuk lees uit Romeine 6 uit. Die opskrif is: die genade is geen vrybrief vir sonde nie. En dan Engels vertaal dit wat baie mooi is: die dead to sin, alive to God. Amen. Vers 1 lees ons Romeine 6. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. En hy stellig nie, as ons dit gaan kyk in die ESV version, dan beteken dit by no means. By no means. En dan in die King James version beteken dit God forbid. So, nee, stellig nie. Ons wat in sonde gesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Want as 'n mens mos nou iets gesterf het, hoe kan ons nog dit doen? Hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde wil dien nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet ons ook lewe. Ek het al mense gehoor, hulle sê genade, hulle kan maar doen en kom en gaan net wat hulle wil, hulle kan maar aangaan soos die wêreld. Nee, dit is nie so nie. Ons het gesterwe in die doopbad. Ons het opgestaan as 'n nuwe mens. Ons lewe in 'n nuwe lewe. So hoekom wil hy dan nog aangaan met die wêreldse dinge? Hoekom wil hy nog sondig doen? Want hier sê die Here ook vir ons in vers 10, maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet ons lewe. Ons moet lewe vir God, elke dag van ons lewens. En as God in ons leef, kyk, die Heilige Gees is in ons. So, hoekom wil ons dan nog sonde? Hoekom wil ons sonde doen? Ons moet sonde vermy, ons moet op 'n punt kom dat ons sonde haat, ons wil niks te doen hê met sulke dinge nie. En kyk, as liewe Jesus binne in jou leef, as die Heilige Gees wat binne in ons leef, nee, wat doen ons met onsself? Want onthou, wat ook al jy dan met jouself doen jy aan die Heilige Gees, doen jy aan die Here. As jy drink, sal hy lekker lang bier daar vat en jy sluk hom af, dan laat jy liewe Jesus hom drink. As jy die ou langs die pad vloek, dan laat jy liewe Jesus lelik praat met hy. Wat kom met jou mond uit? Wat gaan in die mond in? Wat ook al jy aan jouself doen jy in die Here, omrede die Heilige Gees binne in ons lewe. Die Here leef in ons. Dit vat my ook terug, ek het so ruk terug 'n video gemaak van ons liggies moet helder skyn vir die Here. In Levitikus 24 vanaf vers 1 tot 2. Toe sê die Here vir Moses: gee bevel aan die kinders van Israel, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar moet bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Daai gedurig in die ESV sê dit regularly. En in die King James version sê dit continuously. Ons moet continuously, ons lampe, ons geestelike lampe, moet helder brand vir die Here. Nie net nou en dan, liggie hier, liggie daar, nee. Ons moet aan een, vanaf ons opstaan in die oggend, tot wanneer ons kop gaan weer neerlê as ons gaan slaap in die aand. Ons moet aan een lig wees vir die donker wêreld daar buitekant. Baie dankie julle, dat julle weer eens na my video gekyk het, een van my video's gekyk het. Mag julle 'n liefdevolle, geseënde dag hê, wees geseënd in die naam van Jesus Christus. Totsiens.